Kobus, jy het nou gister die 21 km halfmarathon gehardloop hier in Potchefstroom, kaalvoet. Hoe het dit gevoel? Hoe voel jy vandag en hoe lyk jou voete vandag? Vol blaas, ek kan maar sien, vol snye. Nee, hulle is heel reg. Nee, geen probleem nie. Terwyl jy gehardloop het jy enigstens seer gevoel of was dit asof jy met tekkies gehardloop het? Dit is heeltemal 'n nuwe tipe, of nie 'n nuwe nie, dis 'n natuurlike manier van hardloop. Die manne die manne en vroue wat met tekkies hardloop, hulle doen eintlik 'n nuwe manier. So natuurlik is ek heeltyd bewus gewees dat ek op teeroppervlakte hardloop, maar na 8 maande se kondisionering is dit nie 'n probleem nie. So dit was nou gister my eerste amptelike 21 kaalvoet. En jy het dit in 'n redelike goeie tyd klaar gehardloop? Ja, dis nou nie 'n professionele goeie tyd nie, maar so 2 ure 12 minute het ek dit klaar gemaak, ja. Net toe jy jou voete vir ons gewys het jy nou gegrap en gesê blaase en so, maar 'n mens kan duidelik sien daar's geen blaase of eers 'n skrapie nie. Hoe het jy jouself voorberei om jou voete so hardloop gereed te kry? Ja, dit is 'n proses wat jy met omsigtigheid moet hanteer. As jy van tekkie na kaalvoet gaan, is dit nie 'n proses wat oornag gebeur nie. Daar's heelwat aspekte binne jou eie liggaamlike modering wat jy in ag moet neem. Die styl is anders. Jy het byvoorbeeld nie 'n hakskeen wat eers die grond raak nie. Jy hardloop eintlik op voorvoete. So die stylaanpassing is nogal belangrik en dan sistematiese aanpassing sodat jou voete weer sterk genoeg raak om te kan hardloop op harde oppervlaktes. Ja. So dit is nogal 'n tydsame proses met wat jy met geduld moet aanpak. Dis nie jy kan een naweek 40 hardloop en 'n maand later hardloop jy 40 km kaalvoet nie, dit gaan nie gebeur nie. En gaan jy die Comrades hardloop kaalvoet? Ek is in 'n opboufase, kom ek sê, dit stel dit so. Ek weet nie of ek die Comrades gaan kaalvoet aandurf nie, maar ek sal graag wil opeindig by een of ander ultramarathon, ja. Nou maar ons sien uit daarna aan sterkte.